Dis koffietyd by die rots, saam met my Frik Weideman op hierdie pragtige woensdagmôre. Mense, ek wens vanoggend jy kan by my gewees het. Het om die grootheid en die almag van ons hemelse Vader te kan aanskou. En op hierdie pragtige woensdagoggend groet ek jou, hoor mooi, in die naam bo elke naam. Mense, in hierdie naam, en baie keer aanvaar ons dit so vanselfsprekend, maar in hierdie naam het ek en jy verlossing, ons het beskerming, ons het deurbrake, in hierdie naam vlug demoniese magte. So as ek jou groet in die naam van Meester Yeshua, dan beteken dit, ek groet jou nie net in 'n naam nie. In hierdie naam het ek en jy die gawe van die ewige lewe. Jy moet dit nooit vergeet nie. So wanneer ek vir jou sê, ek groet jou in die naam van Meester Yeshua, dan beteken dit, dis 'n naam wat nie op hierdie aarde gelyk is nie. Eintlik, as jy mooi daaraan dink, mag ek eintlik nie sy heilige naam uitspreek met onrein lippe nie. Ek kan nie. So mense, ons raak so gewoond aan byvoorbeeld die bloed van die lam en die naam van Meester Yeshua. Dit word so veralgemeen. Ek wil jy moet net weer 'n keer gaan stil word en besef, met wie het ek en jy te maak? Hy is die heilige van Israel. Mense, hy is die koning van alle konings. Die berge buig voor hom. Engele buig voor hom. Die bome buig. Dis asof hulle in aanbidding ingaan. En ek en jy, ek wil met my aangesig na die aarde toe buig, om te sê, Abba, my afhanklikheid is by U. Dankie dat U vandag met my is. Mense, op hierdie pragtige woensdagmôre by koffietyd wil ek gou met jou gesels, om vir jou te sê, pas op vir dit. Pas op vir dit. As jy saam met 'n groepie mense kyk, dan sê jy gou vir een langs jou, pas op vir dit. Pas op vir dit, hier kom dit. Nou mense, ek en jy praat partykeer sommer net so in die wind. En ons doen goed, en ons dink nie regtig aan die resultate van dit wat ons doen nie. Ons dink partykeer, inteendeel, ek dink nie baie keer gee ons om oor die resultate, in dit wat ons doen, of dit wat ons sê nie. Maar hartseer om vandag vir jou te sê, baie keer dit wat ons doen, en daar's 'n klomp dinge, ek gaan maar net 3 noem, maar daar's 'n klomp dinge wat ons partykeer doen, wat ons eintlik verwyder van Vader se teenwoordigheid. Dit bring 'n blokkasie dat ons nie kan deurbreek na hom toe nie. En dis hoekom baie mense dink en hulle ervaar dat hulle is verlate van God. Gaan kyk na die optrede. Gaan kyk wat hulle doen en sê. En by koffietyd vandag wil ek met jou praat oor dit. Want die oomblik as ons dit doen, en ek sê weer, ek gaan maar net 3 punte noem. Daar is baie meer as net 3, maar ek het 3 uitgehaal om dit net vir jou te illustreer. Vir jou huiswerk kan jy gaan kyk na alles. Byvoorbeeld daar selfhaat en selfveroordeling en jaloesie en afgunstigheid en ek is maklik offensive, ek raak maklik kwaad, ek is lig geraak, ek is sarkasties, ek is dit, ek is dat. Ek noem maar net 3, daar's 1000 ander goed. En as ons dit doen, pas op wat jy doen. Dit verwyder jou van Vader se salwing, dit bring 'n blokkasie en dan jy oop. Dan kan Vader jou nie beskerm nie, want jy is nie onder die sambreel van sy beskerming nie. Meester Yeshua praat in die evangelies en hy sê vir sy disippels, hy sê, pas op dat julle lig nie duisternis word nie. Dis belangrik wat ek nou vir jou sê. En ek wil vandag net 3 goed uithaal en ek wil nie lank praat nie. Nommer 1, dit wat lig is. Onthou net, die menorah moet in ons skyn, nê. Die menorah is eintlik ons erfenis. As jy gaan kyk na Jesaja 11 vers 2, die menorah is eintlik die wortel van die pa van Dawid, van Isaai. Met ander woorde, dat ek en jy in ons erfenis sal wandel, met goddelike wysheid, met insig, met raad, met krag, met sterkte, om Vader te eer en te respekteer, dat ons daarin sal wandel. Nommer 1 waarvoor jy moet pas op, is leuns. Al is dit 'n wit leentjie, daai leuns wat jy praat, verbreek vertroue. Dit bring wantroue in 'n verhouding, dit bring wantroue by die heilige van Israel, dit bring wantroue by jou. Mense, om leuns te vertel is eintlik giftig. Of dit nou 'n klein leentjie is, of dit nou 'n groot leuen is, om jou dalk te beskerm van disfunksionele optrede, maar 'n leuen bly 'n leuen. En dis wat die duiwel vir Adam en vir Eva kom vertel het, en dis hoekom hulle posisie verloor het in die tuin van Eden. Hulle het 'n leuen gaan vertel. So, die oomblik as jy leuns vertel, klein of groot, verwyder dit die lig wat eintlik hier binne moet resoneer in 'n donker wêreld.
Ek en jy moet lig wees. Ek bedoel, meester Yeshua gee vir ons die opdrag. Hy sê, julle moet lig van hierdie wêreld wees en sout van die aarde. Maar wanneer jy leuns vertel, groot of klein, word jou lig duisternis. Nou vra ek vanoggend die vraag, waar woon die duiwel? Nou wil ek jou gou in die oë kyk. Waar woon die duiwel? Hy woon in duisternis. So as jy leuns vertel, verwyder die lig, duisternis kom in, waar woon die duiwel? Dan woon hy hier. Dan sê meester Yeshua, julle vader is die duiwel. Julle doen presies wat hy vir julle sê, in die voorbeeld wat hy vir julle gee, dit doen julle. Julle vader is die duiwel, want julle vertel leuns. Maar wie wat doen leuns nog? Dit verwoes die binnevrede wat jy eintlik moet hê. Onthou net, ek en jy, dis die tempel of die tabernakel van die Heilige Gees. En die oomblik wanneer jy gevul is met leuns, klein of groot, verwoes dit jou binnevrede. Inteendeel, dit kom steel jou vrymoedigheid. Want as jy dan 'n leuen vertel uit hierdie dag en jy wil in die aand kom en jy wil na Abba Vader toe kom, dan veroordeel jou eie hart jou. Hy sê vir jou, hoe kan jy skynheilig wees om nou voor Vader te kom? Nou lyk jy so heilig. Nou is jy eintlik 'n skyn van heiligheid, want jou lig het duisternis geword want jy het 'n leuen vertel. En daai leuen gaan optel teen jou. Daar's resultate van leuns. Mense, dit verwyder jou van Vader se salwing. Dit bring 'n blokkasie en dit veroorsaak dat hy jou nie kan beskerm nie. Die sambreel van sy beskerming is weg. Want 'n leuen bly 'n leuen, of dit klein, of dit groot is, of dit 'n halwe waarheid, of dit bly 'n leuen. Nommer 2, selfgesentreerdheid. Mense, die oproepe wat ek deesdae kry, veral in terme van huweliksopset, oor selfgesentreerdheid. Dit kan nie oor my gaan nie, dit kan nie oor jou gaan nie, kan nie oor ons gaan nie. Dan word ons self, en daai self moet dan aanbid word. En die oomblik as dit nie oor my gaan nie, as ek 'n selfgesentreerde gesindheid het, dan is my bek dik. Dan is ek kwaad, dan is ek geïrriteerd, dan is ek strydlustig. Dan wil ek beklei, want ek wil die fokus op my hê. En wanneer die fokus nie op jou is nie, dan word jy die arme slagoffer. Nou is jy die arme victim. Jy word of die slagoffer in selfgesentreerdheid, of jy word die selfaanbidding. Ek het al vertel en ek gaan jou weer vertel. Iemand sê eendag vir my, julle paar jaar terug, hoorie Frik, ek gaan God skei. Ek sê, hey, jy kan nie dit vir my sê nie, nee, ek gaan God skei. Ek sê, wat bedoel jy? Nee, ek gaan my man skei, want hy's altyd reg. Hy's altyd reg. Want dit gaan oor self, dit gaan oor 'n narcistiese optrede. En wanneer die self uitgevang word, dan is ons die arme victim. En dit gaan oor my en my en my. En dis die tweede ding waarvoor jy moet pas op. Dit verwyder jou van Vader se teenwoordigheid. Dit verwoes jou binnevrede. Dit verwyder die salwing wat Vader vir jou beplan om op jou lewe te hê. En dit verwyder jou van sy beskerming. Dit is so. Die resultaat van selfgesentreerdheid, hoor gou baie mooi, jou hart verhard. En narcisme kom na vore. Tweedens, dit steel jou vermoë om die ware jy te kan wees voor Vader, om met waarheid na hom toe te kan kom. Nie met 'n skyn van heiligheid nie. Dit bring strydlustigheid en afguns in jou lewe, wanneer daar selfgesentreerdheid is. Mense, jy verloor jou unieke eienskappe, wat die lewende God vir jou instoor het met selfgesentreerdheid. Altyd ongelukkig, altyd met 'n dik bek, moody, vandag op 'n high, môre op 'n low, krities, soek aandag, as ek dit nie kry nie, was ek strydlustig, en ek sal woorde kies, wat veroorsaak, om die ander persoon te manipuleer, want ek is die arme victim. Dis wat selfgesentreerdheid veroorsaak. En mense, daar's soveel mense wat my skakel. En dis hoekom ek hierdie goed met jou hanteer by koffietyd, want by koffietyd is ek en jy vriende, ons kyk mekaar in die oë en ons praat hieroor. Nommer 3, my laaste ene. Soos ek sê, daar's baie, ek gaan net hierdie 3 vir jou uithaal. Nommer 3, onvergewingsgesindheid. Onvergewingsgesindheid. Weet jy wat veroorsaak dit? 'n verhardheid van jou sielsmens. Jy's hard. Dit bring bitterheid, dit bring wraaksug, en daar's 'n blok wat ontstaan in terme van Vader se salwing. Die woord is baie duidelik. As jy staan en jy bid en jy vergewe nie iemand wat aan jou skuld
skuld gedoen het of skade gedoen het nie. En jy sal daai persoon nie vergewe nie. Sê die woord, sal julle hemelse Vader ook julle oortredinge nie vergewe nie. Jy kan jou tiendes bring, jy kan maak wat jy wil, jy kan elke week kerk toe, jy kan jou woord lees, jy kan bid tot die riete bewe, jy kan alles doen, maar die oomblik wanneer jy nie vergewe nie, sê die woord, sal Vader jou oortredinge, jou sondes ook nie vergewe nie. Onvergewingsgesindheid bring vergiftiging in jou menswees, jou geesmens. Jy verloor die gawe om te lewe. Jy verloor die gawe. Dit veroorsaak dat jou bewegende gedeeltes raak styf, want nou is jy ongelukkig. Jy's neerslagtig, want bitterheid en afguns kom in jou lewe en dit droog jou gebeente uit. Dis wat onvergewingsgesindheid doen. En dan begin jy 'n lewe te lewe van ongeregtigheid in Vader se perspektief en jy skep jou eie geregtigheid en jy dink dit is oukei. En wie wat gebeur dan? Jy sluit jouself toe en jou lewe raak miserabel. Dis die 3 eienskappe. Nommer 1 is leuns, nommer 2 is selfgesentreerdheid en nommer 3 is onvergifnis. Mense, daar's baie. Ek het net hierdie 3 uitgehaal en dis die goed wat ek die meeste mee te maak het die afgelope, kom ons sê maar 2 maande. En dis hierdie goed wat ek vandag vir jou sê by koffietyd. Pas op vir dit. Dit verwyder die salwing wat Vader vir jou beplan. En dit breek die salwing wat jy eintlik moet kry. Dit breek daai salwing. Dit bring 'n blokkasie. Dat wanneer jy wil bid, veroordeel jou eie hart jou. En jy kan nie met vrymoedigheid na Vader toe gaan nie. Dis wat dit doen. Pas op vir dit. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vandag ingeskakel was by koffietyd saam met my. Tot 'n volgende keer, Frik Weideman. Mag die vrede van Skepper God met elkeen wees. Shalom.